Wanneer mense naby aan die kluise in ons harte en koppe kom, dan raak dit so iets wat ongemaklik. Vandag is ons dagstukkie nommer 13 se tema, om geken te word. Psalm 139 vers 2. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Verkeerde keuses kan keer dat jy groei, of dit kan jou leer wat moet verander in jou lewe, om geken te word. Die realiteit van die wêreld waarbinne ons leef, is dat sekere mense en organisasies baie meer van ons weet as wat ons ooit kan dink. Reeds in 2015 het 'n internasionale navorsingsmaatskappy bevind dat daar 245 miljoen dophoukameras, surveillance cameras, in die wêreld was en dat die getal met 15% elke jaar gegroei. Dan praat ons nou nie eens van selfone, die internet, spy satellites en al die ander dinge nie. Soos iemand wat in die bedryf is vir my gesê het, enige iemand wat weet hoe, kan binne 30 minute omtrent alles wat jy gedoen het, waar jy was op 'n gegeewe tyd, wat jy gekoop het, wie jou vriende is en nog baie meer vir jou kan sê. Die een plek waar hulle nog nie volle toegang het nie, is ons gedagtewêreld. Hulle kan spekuleer en tot allerlei gevolgtrekkings kom en aannames maak, maar meestal is dit maar net bespiegeling. Die psalmdigter sê in Psalm 139 dat God dwars deur ons sien. Soos wat 'n mens deur 'n glasruit na buite kyk, sien God ook dwars deur ons. Hy weet van elke gedagte wat ons dink, elke woord wat ons sê en selfs die wat ons nog nie gesê het nie. Soos dit ook in Hebreërs 4 vers 12 staan. God weet alles wat in die wêreld aangaan. Net mooi niks kan vir hom weggesteek word nie. Hy sien en weet alles asof dit voor hom op 'n tafel uitgepak is. So sal ons ook voor hom moet staan en antwoorde gee oor wat in ons lewens aangaan, die boodskap. Nou is die vraag, hoe voel ons daaroor dat God alles van ons weet? Dit is heeltemal normaal om so 'n bietjie skuldig te voel, want as jy mens is, dan is jy nie volmaak nie. Saam met die skuldgevoelens lei dit ook daartoe dat ons bang is en soos 'n groot flop voel. Die wonderlike nuus is dat God nie kwaad is vir ons nie. Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 16. Ons hoef dus nie bang te wees of te wonder of ons na God toe mag gaan nie. Ons kan maar gaan, want God sal baie goed wees vir ons. Wanneer ons dit nodig het, sal God vir ons meer gee as wat ons verdien en ons met sy liefde omvou. Weer die boodskap. Die les wat ons moet leer, is dat God in Jesus afgereken het met die sonde. Ons verkeerde gedagtes lei tot verkeerde dink, lei tot verkeerde doen en dan tot baie slegte nagevolge. God wil ons help om onder leiding van sy Gees bewus te word van wat in ons koppe aangaan en wanneer ons dan fouteer, die regstellings te maak om dit in die toekoms te voorkom. Hoe gouer ons verantwoordelikheid aanvaar vir ons keuses, hoe groter fees word die lewe. Hoe meer ek saam met God werk, hoe meer kom ek agter hoe lief hy vir my is. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, voel dit vir so baie mense dat God vir hulle kwaad is? Wat dink jy sal gebeur as ons foute erken en begin leer uit dit? Hoe gaan jy vandag begin om jou gedagtes en dit wat jy dink te beheer onder leiding van die Heilige Gees? Dankie Here dat ek vandag kan weet dat U nie kwaad is vir my nie. Ek besef dat ek die lewe onnodig moeilik vir myself maak deur aan te hou om verkeerde keuses te maak. Wys my en lei my Heilige Gees om verantwoordelike keuses tot U eer te maak. Amen. Ons hoef nie harder te probeer nie. Ons moet die Gees van God toelaat om ons te leer hoe ons onder sy leiding kan leef tot God se eer. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha.